Ons gesels ware lewensstories. Vir my, ek moes my kinders grootmaak. So dit het my rede gegee. Benewens die skielike afsterwe van haar man, moes Anaya ook die dood van haar ma, haar jongste broer en sy vrou verwerk. En ek onthou het ons besluit, hierdie gaan beter. Welkom by Vra namens 'n vriend. En vandag gesels ons met Anaya Smit. Baie welkom by die program, Tannie Anaya, dis hoe ek jou ken. Tannie Anaya, jy het 'n groot deel in my lewe gespeel. Môre Hermien, ja, ek ken jou van kind af, ek en jou ma's groot vriendinne. Vir die wat dalk nie weet nie, want die meeste van die mense wat hierdie program kyk is familie en vriende en so aan. So ek het my man verloor 5 jaar terug. En jy het vir my baie raad gegee en standvastigheid gewees, want jy was deur 'n selfde situasie voor my. Vertel ons net 'n bietjie meer van jou situasie. Wat het met jou gebeur? Ek het my man 10 jaar terug verloor. Ons is as gesin van die see af teruggekom. En deur die Here se genade het hy vir my gesê hy voel sleg. En ons het afgetrek en hy het omgestap passasierskant toe. En toe het hy hartaanval begin kry. Ons was naby aan die dorp, ons het nou nie naby genoeg nie, maar ons het toe teruggejaag. Maar hy is toe 'n week later, en hy het 'n vreeslike hartaanval gehad, dus hy daaraan dood. Hoe oud was jy? Hoe oud was jy daai tyd? Hy was 51 en ek was so 53. So dis eintlik die ouderdom waarop hierdie tipe van goed maar gebeur, maar mense verwag dit nog steeds nie. Mense is nie veronderstel om dit te verwag nie, dink ek. Daar's nie voorbereiding nie, nee, want dit was 'n skok. Dit was 'n ewe skielike gebeurtenis vir jou. En jy het 2 klein kindertjies ook. Ja, ek het kindertjies gehad, maar weet jy wat, Hermien, die Here was goed, want iemand het nie voor my deur kom staan en vir my gesê, hoorie, jammer mevrou Smit, jou man is aan 'n hartaanval by die werk dood nie. Hy het die hartaanval gehad en hy was vir 'n week in intensief, so ons het vir 'n week gehad om, ek weet nie of mens daaraan gewoond kan raak. Ek het geglo hy gaan gesond word, maar dit was nie die Here se wil nie, en dis daarom half bietjie beter vir my persoonlik om deel te gewees het van die proses van sy, hy het nooit weer bygekom nie. Hy was eintlik te lank sonder suurstof en hulle moes hom 'n paar keer resusciteer, so hy het nooit weer bygekom nie, maar dit het, ek dink vir my persoonlik, vir wie dit belangrik is om te groet, het dit makliker gemaak. Dit sou vir my verskriklik gewees het as ek my daaglikse gang gegaan het en hier staan ewig skielik iemand, soos met jou, ewig skielik iemand voor die deur en sê, hoorie, jammer om vir jou te sê. So daai week was vir my 'n stukkie genade. Ek moet sê, ek dink dit maak dit vir my so bietjie makliker. Maar dis ongelooflik hoe 'n mens aan daai goedjies vasklou, nê, wat dit bietjie makliker maak. Jy soek dit uit en jy sê dankie tog daarvoor. Vir my, ek moes my kinders grootmaak. So dit het my rede gegee. Ek dink as jy alleen is soos jy en baie ander mense, dan bring dit 'n ander dimensie in wat dit moeilik maak. Om jou kinders alleen groot te maak is moeilik, om so heeltemal stok alleen te wees en dan oor te moet begin, is 'n ander bitter moeilik, wat absolute keuse is. Ek onthou, ek dink ook nie, ek sê nou is absolute keuse, ek weet nie, ek onthou net, so 2,5 jaar voor my man dood is my ma en my boetie, hy was die jongste en sy vrou in 'n vreeslike, gruwelike motorongeluk oorlede, en ons 4 sissies wat agtergebly het, was regtig hartverskeurend gewees vir ons. En ons het net besluit, want jy kry mense wat sê, hierdie gaan nooit oor nie, dit word glad nie beter nie. En ek onthou het ons besluit, hierdie gaan beter word. En ek weet ek het 'n vrou gekry wat sy man so 5 jaar voor Andrei dood is, en ek het vir haar gevra, hoorie, is dit beter? Dit was seker so 2 weke na dit. Toe sê sy vir my, nee, glad nie. Ja, ek onthou ek het opgery huis en gedink, dit kan nie so werk nie. As ek vir die volgende 5 jaar moet voel soos ek nou voel, kan ek net sowel doodgaan. En ek het besluit, die Here los vir my nie hier om vir die res van my lewe so te voel nie. Want jy kan nie, jy sal doodgaan van daai gevoel. So jy moet, kyk, is nie maklik nie. Daai eerste ruk, ek het sulke goed gedoen, soos om vreeslike tye te gaan slaap, nie te gaan bad nie. Sommige net jou eie half klein rebellie. Ek was nooit kwaad vir die Here nie, kan ek nou sê, want wat ook al die rede was, hy weet. En hy het nog altyd vir my op beter paai gelei, so, maar ek het sulke goeders gedoen.
dis nooit maklik nie. Jy staan en dink, yes, jy's te jonk om 'n weduwee te wees en hoekom? Jy weet, jy het so baie ander planne gehad. Nee, ek sê nou hoekom, ek het nooit ook hoekom gevra nie. Hoekom is die vraag wat jou doodmaak? Daai ding vra jy nie, want as in elk geval nie vir my antwoord nie. Jy moet besluit, jy kan hom nie alleen doen nie. Ek kyk my hele fondament is die Here, so alles wat ek vir jou gaan sê, gaan daaruit voorspruit, maar die Here kan jou help, as jy wil hê hy moet jou help, as jy wil vorentoe gaan, as jy die hele dag gaan lê, want ek onthou ook, kyk in jou 40's dink ek is moeilik. Myne was nou, my lewe het alles bietjie later, 10 jaar later gebeur as allerhande ander mense, so ek het eers my kinders in my 40's gehad, so ja, dit was anders, maar ek dink, mens soek die versekering, soos jy sê by ander mense, sê net vir my, dit gaan beter gaan, sê net vir my, dit gaan. Ek weet net vir my, het dit gehelp, dat julle ouens voor my hierdeur was, ek kon daarop staat maak, en dit is die doel van hierdie onderhoude, is om vir mense te sê, jy kan, is dit nie, jy kan aangaan. Ek het op 'n stadium 'n beraader gaan sien, ek wou nooit iemand het gesê, toe gaan sien ek aan toe daai stap, toe ek een besef gehad, daar's glad nie 'n ompad om hierdie ding nie. Daar's deur. Exactly. Daar's nie 'n ompad nie. Daar's niemand wat dit vir jou gaan makliker maak nie. Daar's miljoene voor jou idee, daar gaan miljoene na jou idee gaan. Die ding is, dit help jou nie soveel nie, want jy moet nog steeds self daardeur. Dis baie waar, die twee goed wat ek besef het, is, jy's nie 'n ompad nie, jy kan dit nie wegdrink nie, jy kan dit nie weg, net travel, of hardloop, of oefen, jy kan nie. You have to face it, nee. En die ander ding, wat ek besluit het, is, ek gaan die mense kwaadlik neem, soos baie het vir my gesê, ek het dit baie gehoor, ag ja, alles gebeur met 'n rede, dan dink ek, yes, verstaan, ja. Maar die ou weet nie wat om te sê nie, so dan dink ek, ja, dood is vir mense vreemd. Ek onthou met my maale se dood, het ek so in die personeelkamer na die tyd ingekom, daar was 2 persone in die personeelkamer, en dit was vir my die bewys van hoe mense reageer. Die een vrou het opgekyk, en jy kon die skrik in haar oë sien, en sy het onmiddellik uitgeloop. Dit was net vir haar te veel, en die ander een het dadelik na my toe gekom en gesê, sy is so jammer, en my vasgehou. En dis wat gebeur, is vir mense net te veel. Ek bedoel, die kyk wat sy vir my gegee het, en die raadloosheid in haar oë was genoeg van, ek is jammer vir jou. Jy weet, was dieselfde, maar dit was 2 verskillende tipe reaksies op die vreeslike gebeure wat mense dom nie verstaan nie. En dis die ding, nee, jy kan nie mense kwaadlik neem nie. Ek weet, ek het vir mense later gesê, as jy nie weet wat om te sê nie, stuur net vir my 'n simpel emoji. Mense hou eintlik net van die erkenning dat jou man geleef het, dat hierdie ding wel gebeur het, dat daar iemand was. Ek het solace, wat is die woord in Afrikaans, ek weet nie, gevind tussen die kinders, omdat hulle so egtheid gehad het, die peetkinders. Ek onthou, die klein seentjie het op 'n stadium gevra, maar nou, kan ons nie 'n leer opsit soontoe, hemel toe, en dan, hoe kan ons nou daar kom? Hy het nou hierdie probleem probeer uitsort, en die mens waardeer dit so, dit was vir my, om hom te kan bly praat, en 'n ander vriendin het vir my ook Bybelversies gestuur, maar soos die Here dit op haar hart gelê het. Dit het vir my gehelp, en dat ek die joernaal gehou het my gehelp. Ek het 'n geweldige beskermde en goeie vriendekring. So, ons was vriende toe Andre nog geleef het, so ek het net na hulle goed toe bly gaan, ek het net na die braai toe bly gaan, dan het die eerste keer gesê, hulle sal saam my huis toe ry, toe sê ek, julle kan nie dit doen nie, want julle kan nie elke keer saam my ry nie. En ek het maar net daar gaan saam kuier en stil gebly. Weet, hulle het my maar net laat wees. Is daar iets wat jy van jouself geleer het gedurende die proses? Net van vooraf die aanhanklikheid aan die Here, en dat 'n mens kan aangaan. Ek dink jy weet eers, jy kan aangaan. Kyk, toe my maale dood is, was my man darm daar. En nou is my man nie daar. So dit was moeiliker, maar ja, ek het geleer, weet jy wat het ek geleer, dat al die goed wat ek nooit kon doen nie, al die lewensgoed, die versekering, die goed wat breek, die goed wat het die Here geleidelik oor my pad gekom. Wat doen die, moet jy dit doen. So ek het dit geleidelik begin doen, en geleer, maar ek kan dit doen. Ek hoef nie so op ander mense, want dis wat mense in die begin doen,
ja, miskien dit, jy steun vreeslik op ander mense, maar ander mense moet aangaan met hulle lewe. So dan vat jy daai wat jy gesteun het oor by die mense, en daai wat jy hierop, jy weet die baie raad wat jy vra, hou jy op vra, maar een swart, eendag vir my gesê, Anna, jy vra nou vir almal dit, maar jy sal op 'n stadium self weet. En dit het my bygebly, jy leer al hoe meer om selfstandig te werk. Jy leer al hoe meer, ek hanteer hierdie ding, ek leer nie op iemand anders nie, want hoe graag mense ook al wil, is hulle nie altyd so betroubaar nie, want hulle nie tyd nie. Weet hulle het hulle eie lewens om te lei. Ja, so as ek dit kan sê, dit. Ek het geleer, ek kan hierdie goeders doen. So as jy terugkyk, dan dink jy, wow, jy het dit reg gekry, jy kon die admin doen, jy kan die goeders doen wat jou man altyd moes doen. En dis 'n simpel dingetjie, maar dit was 'n groot ding. Ek onthou dit baie goed, nou dat jy dit noem. Ek onthou, 2 jaar later, toe trek ek nou hier in waar ek bly. En ek onthou, ek moes 'n handyman bel, wat vir my gasbottel, ek het 'n gasstoof laat insit, sodat ek altyd kan tee maak. Tee het my nogal gedra deur hierdie ding. Ek drink verskriklik baie tee nou, maar nog steeds. Maar in any case, toe wil die knaap my, man, 'n helse prys vra om vir my 'n gat in die hout te kom saag. Toe gaan ek na die hardeware winkel toe, en ek gaan koop 'n jigsaw, en ek begin die gate in die gat saag, en dit was heerlik, ek het dit so geniet. Ja. Gate in die ding gesaag, en nou het ek 'n jigsaw. En Ja, dis 'n oorwinning. Ja, kry jy daai selfversekerdheid terug. Nee, en dis eintlik 'n simbolisering van jou oorwinning. Dit is, presies dit. So wat sal jy vir iemand anders sê wat, en ek praat nou nie net van om jou man te verloor nie. Van 'n traumatiese ondervinding, jy weet, iets waardeur jy moet gaan. Wat sal jy vir iemand sê? Die vers wat met my saam gestap het en wat vir my die hele tyd gebring het is, al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Dit maak nie traumatiese gebeure soos hierdie en ander enigstens maklik nie. Maar dit gee vir jou stok om aan vas te hou. Mense moet net nooit die trauma misken nie. Jy weet, jy kan 'n kind van die Here wees, dit bly nog steeds hondsleg. Jy weet, dit bly nog steeds 'n lewensveranderend, dit bly nog steeds jou uitmekaar uitskeer. Dit maak dit nie beter nie, maar dit beteken daar is 'n uitkoms, daar is 'n beet, jy leer hiermee saamleef, jy leer dit 'n deel van jou lewe maak, jy leer aangaan. Jy weet, jy moet glo wat die Here, dit is waarop my hele, alles wat in my lewe gebeur, wat in my seun se lewe gebeur, glo ek, die Here sê, ek weet wat ek vir jou vir plan, voorspoed en nie teëspoed nie, ek vir jou toekoms gee, verwagting, en maak, en nou dat ek 10 jaar later, is dit vir my, is daai verskriklike rou seer is weg. Die gemis en die hartseer en die jammerte dat daai mooi, veilige plek wat ons saam gebou het, glad nie meer daar is nie. Dis jammer. Weet, maar die Here gee vir jou ander dinge. Jy moet maar jou kop oor die water kry, asem skep, weer ondergaan, en weet, jy gaan weer opkom en weer ondergaan. Want jy gaan nie ewe skielik uit hierdie vreeslike storm stap en asemhaal, dit werk net nie so nie. Maar as jy wil, kan jy deur hierdie storm swem, anders gaan jy heeltyd binne in hom poedel, jy weet, rondsplas en spartel, of jy moet deurswem. Jy moet deurswem met krag wat jy nie by jouself gaan kry nie. Ek kan na 10 jaar sê, my pyn is toegemaak en 'n herinnering. Ek kan na 10 jaar sê, en ek moet jou sê, as ek nou terugdink aan toe my man net dood is, wou ek gehad het, mense moet net vir my sê, weet jy, dit gaan beter gaan. Dit gaan nie vinnig gaan nie, en ek kan nou sê, dit gaan, ek kan nie meer, ek sal jok as ek nou sê, ek loop nog met daai pyn. Ek kan nie, die Here dit vir my toegemaak. Jy gaan altyd onthou, en daar kom sekere dae wat jy, maar nooit ooit weer, daai verskriklike pyn wat nou nog deur jou hart trek, het ek nie meer nie. Ek kan met dankbaarheid aan die Here sê, ek het dit nie meer nie. Ek kon dit toemaak, en ek kan nou terugkyk na mooi goed toe, en jammer, ek party dae as ek hartseer oor daai veilige plek wat ek nie meer het nie, want om dit nou weer op te bou is 'n hele storie. So,
Ja. Ek kan as bemoediging sê, jy moet net aanhou stap. Dit gaan beter gaan. Ergens vorentoe. Na 8 jaar, 7 jaar, 10 jaar, maar dit gaan definitief beter gaan as jy wil aanstap. Ja. En 'n mens moet wel aanstap, jy weet, jy moet jou losmaak. My sussie sê sy het 'n vriendin gehad wat gesê het, ek was nou lank genoeg met 'n dooie man getroud. En dit is wat sê jy? En dan dink jy, dis eintlik so die Dit is waarheid. groot woorde. Want dis so 'n valse beeld wat jy vir jou voorhou. Dis toe ek my trouring ook afgehaal het. Dit was 'n hele paar jaar na André dood is. Ek dink dit eintlik is hierdie nou 'n valse gerusstelling. Want dit is nie meer die waarheid. Jy weet? Ja. Dis deel van 'n mooi en ander verlede. 'n Mens moet aangaan. Mens moet een van twee keuses. Jy bly of vir die res van jou lewe getroud met die man wat jy nooit meer sien of saam mee kan leef nie. Of jy maak los en jy leef 'n ander lewe en jy onthou daai is een van die mooi tye in jou lewe. Weereens daai goed wat ons heel aan die begin gesê het, die goed waarna ou vasklou en waarvoor ou dan op die ou einde dankbaar is. En dit is soos 'n skoon familie en jy is nog steeds deel van 'n familie, nê? Nee. Ja, en my eie familie, my eie sissies, hulle trek net 'n laar om jou, soos jy sal weet, jou familie ook, hulle trek net 'n laar om jou, hulle staan net so bankvas om jou en stewig teen jou en beskerm jou teen al die dinge wat ek onthou my eerste verjaarsdag sonder André, kon my sissies nie kom nie, toe ek so 2-3 dae voor die tyd toe bel ek een en sê ek kan nie al jy sal moet kom. Dis sê sy aan ons kom. Deur dik en dun, soos jy sal weet, ek wat by my ma op die plaas in daai houthuisie kon gaan bly en ek is so dankbaar dat ek dit kon doen, want daai huisie het my vasgehou en hulle was net 'n klipgooi ver en my ma het elke oggend gekom kyk dat ek wakker is, dat ek opgestaan het, net. Dat jy aanhou leef. Ja, die voortstoei. Maar ek dink die groot ding wat ek uit hierdie uit ons hele gesprek uitneem, dis 'n besluit op die regte tyd. Is 'n besluit, ja. Ja, en daai besluit is gegrond in die Here, want nie een van ons sou dit kon stap alleen nie. Maar jy moet besluit om jou hand in syne te sit en sê, okay, nou moet ons stap. Ek kan nie, maar jy moet besluit. Kop af, aanhou beweeg. Wat is daai ding wat jy vir my gesê het? Ek het vir so baie mense gesê en dit maak sin. Aanhou beweeg en geraas maak. Maar waar kom die storie vandaan? Ja. Wat is die storie? Aanhou beweeg en geraas maak. Ek kan nie, en ek dink ek onthou verkeerd. Daar's so 'n rooi boek waarin daar kort verhale is wat geskryf is en ek dink dit was 'n robot wat die ou gebou het en die robot en sy vrou, ek kan nie presies onthou nie, ek meng dalk die stories, maar ek onthou net die robot het gesê aanhou beweeg en geraas maak. So dit was my motto die hele tyd ook, aanhou beweeg en geraas maak. Dis wat mense moet doen, net aanhou beweeg en geraas maak. Ja, aanhou beweeg en geraas maak. Ja, op daai noot kan ek vir jou sê baie dankie en dankie dat jy vandag bereid is om jou storie te kon deel met ons. Dankie Hermine, dit was 'n heerlike voorreg om met jou te praat en om 'n vriendin van jou te wees. Ja, baie dankie. As jy, nes ek, in jou 40's is en daar's 'n onderwerp wat jy graag wil hê ek moet ondersoek, voel vry om my te kontak. Hierdie program is nie mediese raad of advies nie, dis bloot net om inligting te deel.